Wanneer ons Handelinge 10 lees, dan is dit interessant dat die eerste mens wat God in hierdie verhaal aanraak, is nie 'n Jood nie, dis 'n Romeinse offisier. Die Romeinse hoofmanne oor 100, oftewel 'n centurio, was die professionele ruggraat van die keiserlike leer en het 'n afdeling van sowat 80 tot 100 soldate onder sy bevel gehad. Hulle was bekend vir hulle dapperheid, streng dissipline. Daarbenewens was hulle hoogs gerespekteer en het beduidende mag binne die Romeinse ryk gehad. Voornemende centurios moes fisiek sterk, maar ook geletterd wees om in staat te kon wees om geskrewe bevele te verstaan. Hierdie offisiere het aansienlik meer verdien, tot 15 keer die betaling van 'n standaard legioensoldaat, as ook 'n ruim pensioen en groot dele vanuit die oorlogsbuit. Behalwe die gewone militêre verpligtinge, het hulle ook as drillinstrukteurs, kampbouers, diplomate, belastinginvorderaars en selfs plaaslike wetstoepassers in die provinsies opgetree. Cornelius was so 'n offisier. Hy was iemand wat God gedien het, maar hy was buite die Jodendom, onbesnede, naby genoeg om te bid, te ver om in te kom. En let op, God sê nie vir Cornelius, jy is reg soos jy is nie. Ek lees graag saam met jou Handelinge 10 vers 1 tot 8 in die Nuwe Testament vertaling. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius. Hy was die bevelvoerder oor 100 soldate. Hulle was deel van die Italiaanse regiment. Hy was 'n toegewyde man. Hy het God gevrees en hom met groot opregtheid gedien. Almal in sy huishouding het dieselfde gedoen. Cornelius het gereeld vir arme mense in die Joodse volk kos en klere gegee. Ook het hy gereeld tot God gebid. Een middag rondom 3 uur het Cornelius 'n visioen gesien. 'n Engel van God het na hom toe gekom en hy het vir hom gesê, Cornelius. Cornelius het hom aangestaar. Hy het baie bang geword. Toe vra hy, wat wil u hê, my Heer? Die engel antwoord hom, jou gebede en jou dade van omgee vir die armes het soos 'n offer opgestyg voor God. Hy weet hiervan. Stuur nou 'n paar mans na Joppe toe. Stuur hulle na 'n sekere Simon toe. Hy word ook Petrus genoem. Hy is op die oomblik die gas van 'n man met die naam Simon die leerwerker. Sy huis is daar by die see. Die engel wat met hom gepraat het weggegaan. En dadelik het Cornelius 2 van sy huiswerkers en 'n godvreesende soldaat nader geroep. Hulle was deel van Cornelius se persoonlike helpers. Nadat hy vir hulle in detail vertel het wat gebeur het, het hy hulle na Joppe toe gestuur. Cornelius, so het ons gehoor, kry die opdrag om die apostel Petrus uit Joppe te laat haal. Joppe was kuslangs omtrent 50 kilometer van Caesarea af, 'n 2 dae reis in daardie tyd. Ons lees hier van hierdie soeker wat raak gesien is. In hoofstuk 10 vers 4 sê die engel vir hom, jou gebede en jou liefdadigheid het tot 'n gedenkoffer voor God opgestyg. Cornelius word gesien, maar hy word ook geroep. Genade sien jou raak en stuur jou verder. Of laat ek eerder sê, God sien jou raak en hy stuur jou verder. Dink vandag hieroor. Wie bid dalk klaar buite jou kring, naby genoeg om te soek, maar deur niemand raak gesien nie. Soekend, maar ongesiene. Ons kan God nie inperk tot die mense binne die kring nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat elkeen van ons wat u liefhet, wat in u glo, deur u self in u liggaam ingetrek is, dat ons uit die duisternis verplaas is na u koninkryk van die lig. Help ons om dit vir almal te gun, die wat nog dalk buite is, die wat buite voel, die wat soekend is. Help my ook om sulke mense raak te sien. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.